Ek het gister die bron gemaak en soos ons aan dit geproe het, het dit weer ou herinneringe teruggebring van in die middag as jy van die skool afkom, 'n botterbroodjie met so 'n skyfie bron daarbey. Welkom by ouma Martie se kombuis. Ons was 'n rukkie afwesig gewees, maar nou is ons terug om weer vir julle 'n nuwe video te wys. Wat ek vandag gaan maak is curry bron of curry salt. Nou, ek gaan geen afval gebruik nie. Ek gebruik beestert en ek gebruik shin, beeskenkel. So hier's niks vuil in die vleis of dit kom nie uit 'n bees se binnegoed uit nie. Dit is regte vleis wat ek gaan gebruik. Ek het 2 kg shin, ek het 1.2 kg beestert, ek het 4 teelepels sout, 2 van hierdie biefblokkies en ek gaan begin met 'n liter water. Dit moet stadig kook, so as dit kookpunt bereik het, sit ek my stoof laat dit basies net prit en ek gaan dit vir ten minste 4 ure kook. Ek gaan dit spesifiek nie vandag stoom nie, want ek weet baie van julle het nie stoompotte nie. Ek gaan dit net in 'n kastrol kook om vir julle te wys, mens kan dit net so in 'n gewone kastrol ook maak. Ek hou daarvan om dit met sout en die biefblokkies te geur voor dit begin kook, sodat daai smaak ook in die vleis ingaan. Ek persoonlik glo ek moet my sout van die begin af saam kook. Ek gebruik hierdie bene en die shin, want dit het amper iets soos 'n gelatine in die bene. Dit is baie belangrik om dit met koue water op te sit. Dan onttrek hy daai jellyrigheid uit die bene en uit die murg uit. Dit gaan vir 4 ure kook, so ek glo 'n liter water gaan heeltemal te min wees vir die 4 ure. Kyk maar elke halfuur en top hom dan op met warm water, maar sorg dat daar altyd water in is. Moet nie jou vleis verbrand nie. Hierdie is te apart gevries, so ek gaan dit net so insit. Hulle sal wel platter skuif as hulle gaar raak. Gooi my water in. Dit lê omtrent so 'n duim dik, die ou tyd se duim. Gooi my sout sommer so bo oor alles en dan krummel ek my blokkies. Ek sit my stoofie aan. Eers warm, laat hy eers my water vir my kook en dan sal ek hom stadiger sit. Ek sal oor 'n halfuur vir julle wys hoe lyk dit, dan behoort dit plat in die kastrol te lê. En daarna gaan ek net elke halfuur die water nagaan. Ek stel fisiese wekker, want mens raak so vinnig besig op by 'n ander plek en dan vergeet jy van jou vleis en dan verbrand dit. So stel 'n wekker dat jy elke halfuur kyk of jy nog genoeg water op jou vleis het. Hulle kook nou 'n uur. Julle kan sien soos hulle bewe. Hulle is nog baie taai. En hier's nog genoeg water op. My vleis het nou vir 4 ure gekook. Ek het dit gevries opgesit, so ek het dit eers kans gegee dat die water kook en toe het ek dit vir 4 ure gekook. As ek so vir julle kan wys, kan julle sien hoe sag is die vleis nou. Dit val absoluut uit mekaar uit. Wat ek nou gaan doen, is ek gaan dit stuk vir stuk uithaal. Ek gaan die vleis van die bene afkrap met 'n mes en vurk, die bene wegvat, die vleis teruggooi hierin, in die water. Ek gaan niks, die water bly hier. Ek gaan nou by dit 'n kwart koppie asyn. Ek het 5 teelepels appelkoeskonfyt wat ek fyn gedruk het met 'n vurk. Ek het 3 teelepels koriander. Ek het 2,5 teelepels masala en 2,5 teelepels currypoeier. Ek wil hê dit moet soos curry proe, maar ek wil nie hê dit moet die wit waks uit jou uitbrand nie.
So dis hoekom ek net die medium curry poeier gebruik. Ek gaan 'n stukkie van die shin uithaal. Ek wil net vir julle wys. Shin is geneig om so 'n vetjie hier aan die een kant te hê met so 'n vliesie. Ek gebruik dit nie. Ek sny fisies net die vleis af en gebruik net die vleis. Ek gaan die murg ook uit die been uithaal. Trek dit maar uitmekaar uit, want onthou in bron moet jy nou weer 'n skyfie kan sny. So as hy 'n groot stuk vleis het, dan moet jy deur die stukkie vleis sny en dan verwoes jy dalk jou hele stukkie bron. My vleisies is nou afgesny. Ek het nie, hier's nie baie water in nie. Ek het in die kookproses seker 2 koppies water bygegooi. Ek gaan nou my asyn vat en alles hierby gooi. En dit dan meng en daar in my mengsel ingooi. En dan moet nou weer tot kookpunt gebring word. En dan is hulle reg. Dan kan ek dit in 'n bak skep, proe dan op vir sout en peper. Ek het glad nie peper hier ingegooi nie, want die curry is vir my genoeg, volgens my genoeg. Hierdie is gemeng. Gooi dit in en roer dit deur en dan moet dit net tot kookpunt kom. Hier is nou niks groente in nie, dis net die vleis met die sous. Hierdie is nou die stadium waar jy kan proe of jou sout, jou curry, jou asyn, jou appelkoeskonfyt of jy dit kan proe. As jy dit nog nie kan proe nie, moet jy nog so bietjie bygooi, maar dit is volgens jou eie smaak. Die bietjie sous wat nog hierin is, behoort nou heeltemal genoeg gelatine van die bene te hê, dat hy heeltemal gaan stol, dat dit soos 'n polony lyk wat jy gaan sny. Ek kan dit nou net nie in 'n sak sit nie, ek gaan dit net in 'n bak sit en dat hy so stol. As jy nou proe in die vleisie, het hy of hy 'n taai smaakie op jou lippe en op jou tong het. En dit is wat dis die gelatine wat van die bene afkom en dis wat hom gaan laat stol, dat hy soos 'n bron lyk. Hy kook deur. Ek dink hy's reg. Ek het my glasbak waarna ek dit gaan skep. En dan gaan dit net staan om koud te word. Ek gaan dit maar so bietjie probeer vasdruk, dat jou sousie versprei en oral basies maar dieselfde dikte is. Dis hy. Ek dink hy is basies reg. Nou gaan ons hom laat koud word en hy gaan soos 12 ure ten minste in die yskas staan en dan sal ek vir julle 'n stukkie uithaal en vir julle wys hoe lyk my bron. Julle kan sien hier's nog baie vleisies en vetjies en goed aan die bene. As die bene nou afgekoel het, sal ons dit met die hand, want daar's niks beter as jou hande om so iets te ontpeen nie. Sal ons dit met die hand ontpeen en vir my man 'n broodjie en my honde 'n vleissousie daarmee maak. Ek het dit nou uitgedop. Julle kan sien hoe blink hy bo, dit lyk net soos polony of ham wat ons koop in die plastiek sakkie. Ons het dit nou net in die bak laat styf word. Kyk die mooi dun skyfie en kyk hoe mooi ferm is hy. Ek gaan die hele stukkie opsny en dan gaan ek hierdie hoeveelheid wat nou hier lê, so 'n stukkie, gaan ek vir ons in die yskas sit
Ons sal dit so binne 'n week opeet. Ons het dit nou in skyfies gesny en ek het dit uitmekaar uitgeskuif ingepak. As ons dit wil eet, kan ek net so een hoopie uithaal, dit in 'n bakkie of in 'n sakkie sit en ons kan dit laat ontdooi en dan eet vir 'n week lank. Hierdie is die laaste 2 stukkies wat in die bak was. Ek gaan vanmiddag vir ons net bietjie rys gaar maak en hierdie weer tot kookpunt bring en dan eet ons sommer dit so slap op rys.